ons het hierdie afgelope paar weke, vanaf Paasnaweek, vanaf Opstandingssondag tot en met nou, het ons gepraat oor hierdie tema, die opgestane lewe. En ons het vir mekaar gesê dat die opstanding van Jesus is nie net iets wat ons een keer 'n jaar vier met Paasnaweek nie. Die opstanding is ook nie net iets waaroor jy en ek sing, wanneer ons by mekaar kom as 'n gemeente, of waarvan ons weet, of waarvan ek lees, of met mekaar oor praat nie. Maar die opstanding van Jesus nooi vir jou en my na 'n tipe lewe, die opstandingslewe. En daarom het ons vir die afgelope paar weke baie stadig gestap deur die Kolossense brief. En ons het gekyk na hierdie brief, 'n baie kort brief, 4 hoofstukke, 95 verse, na wat beteken hierdie opstandingslewe vir my? As jy hierdie reeks gemis het, wil ek jou nooi, al ons preke is beskikbaar op YouTube, op ons Kruikgemeente se blad, en daar's ook groepbesprekings, wat elkeen van hierdie hoofstukke neem en dit afbreek, vers vir vers. Jy's baie welkom om gebruik te maak van dit. Maar ons het vir mekaar gesê, net om dit maklik te maak om te onthou, daar's 'n bepaalde struktuur aan hierdie brief. En ek wil jou nooi, as jy enige Bybelboek neem, om te gaan kyk, heel eerstens, wat is die groot prentjie, amper soos uitzoom, wat is die groot prentjie van hierdie Bybelboek, en dan nader beweeg. Kom ek herinner jou aan die groot prentjie, en ons het woorde gebruik wat begin met die letter G, sodat ons dit maklik kan onthou. Ons het vir mekaar gesê, en julle behoort nou al hierdie struktuur te ken, dat hierdie brief begin met, heel eerstens met groete. Daar's 2 woorde waarmee Paulus hierdie brief begin. Inteendeel, elkeen van die 13 briewe wat hy skryf, begin met hierdie 2 woorde. Kan jy onthou wat die 2 woorde is? Genade en vrede. Alles wat Paulus begin met genade en vrede. Wat daarvan as alles wat jy en ek aanpak, kan begin met genade en vrede. Die afgelope paar weke kom ek agter, hier's van ons gemeentelede, as ek hulle raakloop, is hulle eerste woorde aan my genade en vrede. Wat daarvan as jy in die oggend jou huweliksmaat langs jou sien, na jou vrou kyk, nie sê, ag nee, jy alweer nie, maar genade en vrede. Wanneer ons op 'n Woensdag aand ons televisie aansit of op YouTube kyk hoe ons president ontmoet met Donald Trump, genade en vrede. As ons alles kan begin met genade en vrede. En van groete beweeg Paulus na 'n gebed. En hierdie is die gebed wat ek gebid het oor ons gemeente, oor hierdie afgelope paar weke. Die opgestane lewe word verduidelik in hierdie gebed. En is dan van die gebed wat hy vloei na 'n gedig, 'n Christuslied. As jy vanoggend hier sit en jy's 'n soeker, jy's op 'n plek waar jy nuut is vir die geloof, of selfs vra het oor die geloof, oor Jesus Christus, gaan lees Kolossense, daai begin, die gedig wat hy skryf oor Jesus Christus, hy verduidelik vir ons in hierdie lied wie Christus is. En is van die gedig wat hy dan beweeg na gevaar. En hy kom en hy sê, daar's 'n bepaalde waarskuwing wat Paulus vir ons gee. En hy sê, die groot gevaar, soos vir hulle, vir ons ook in ons dag en tyd, is nie dat ons Jesus een kant toe stoot nie. Is dat ons soms voel, maar Jesus is nie genoeg nie. En ons voeg dinge by Jesus, dis Jesus plus sekere dinge wat vir ons 'n vervulde lewe gee. En dis die gevaar. En dan beweeg Paulus van gevaar na, wat ons verlede week nog gekyk het, na die woord geleef. Hoe leef jy en ek nou hierdie opgestane lewe? En ons het gekyk na ons gedagtes, na ons fokus. Kan jy onthou, ons is mense wat lewe in 'n attention economy. Daar word gewetwywer vir jou en my aandag. En een van die praktyke wat ons mekaar na genooi het, en ek het hierdie week het toegepas, ek wil nie net iets spreek wat ek nie toepas nie, ek het gegaan, ek kan op my foon gaan kyk, ek het die loop van 'n dag, het ek my alarm gestel, seker 10 keer,
En die loop van 'n dag het my alarm 10 keer afgegaan, wat my herinner het om hierdie vraag te vra, Ewald, waar is jou aandag en jou fokus? Die moeilikste was so 4:30 die middag, waar ek in die gym is en ek voel, waar die alarm afgaan, waar is jou fokus? Dit is alles behalwe gevoel, my fokus is by die dinge wat daar bo is. Ek het gewens ek's nou by die dinge wat daar bo is, nee. Maar dit was 'n herinnering. Waar is jou aandag? Waar is jou fokus? Waar hierdie alarm afgaan, waar ek in 'n moeilike gesprek sit, waar ek nou net 'n oproep gekry het en die foon neersit en die alarm gaan af, waar is jou fokus? En ons het gesê, maar die opgestane lewe begin my gedagtes, my fokus, dit spoel oor in my gewoontes en dan uiteindelik ook in my gesonde verhoudings, vergifnis en vrede. Hoe het dit met jou hierdie week gegaan? Waar was jou aandag? Kon jy die opgestane lewe leef? Nou vanoggend is ons in die finale hoofstuk 4. En ons gaan kyk na die laaste paar verse van hierdie boek. En ek wil die woord gebruik, naamlik groepfoto. Dis asof Paulus kom en in hierdie laaste verse van hierdie boek kom skets hy deur sy woorde vir jou en my 'n groepfoto. En ek weet dat hierdie is 'n gedeelte wat ons baie keer oorlees. Ek weet nie van jou nie, want Paulus noem 'n string name in hierdie laaste paar verse. Wat baie keer die versoeking is in so 'n gedeelte in die Bybel, is dat ons neem hierdie gedeelte en ons sien hier's 'n paar name, so kom ek blaai dit verby. Volgende boek. En daarom wil ek dit vanoggend waag om te sê, dat ek dink hierdie is 'n gedeelte wat min van ons, as jy na jou Bybel kyk, daar's heel moontlik min dele onderstreep in hierdie paar verse. Daar's heel moontlik min dele wat jy ge-highlight het of omkring het, of selfs al Bybelstudies bygewoon het oor hierdie gedeelte. En tog is hierdie gedeelte wat vir ons so ryk kan wees. Dis 'n gedeelte wat min raak gesien word. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die woord raak gesien. Daar's 'n kunstenaar met die naam van Marina, ek sal van eens moet reg uitspreek, Marina Abramovic. Nou sy het 'n uitstalling, so in 2010 het sy 'n uitstalling gehou in 'n museum, die Museum of Modern Art in New York. En sy het hierdie uitstalling getitel The Artist is Present. En wat sy gedoen het hier op die 6de vloer van hierdie museum, is sy 2 stoele geplaas, oorkant mekaar. En Marina het op een van hierdie stoele gaan sit, soos ons op die skerm kan sien, en sy het mense van die publiek genooi om oorkant haar te kom sit. Daar het 1500 mense deelgeneem aan hierdie uitstalling. En 1500, meer as 1500 het oorkant haar kom sit, en hulle het in stilte kom sit en gekyk na hierdie kunstenaar. 2 mense, 2 vreemdelinge, wat in mekaar se teenwoordigheid sit, wat mekaar raak sien. Party mense het gesit net vir 'n paar minute. Van hulle het gesit en hulle het enigiets gesit vanaf 'n paar minute tot en met 'n uur. Daar was een vrou wat gesit het vir 6,5 uur oorkant hierdie kunstenaar in stilte. Daar was 'n fotograaf gewees wat vasgevang het wat hierdie mense beleef het in daai oomblikke. Daai oomblikke van raak sien. Kom ons kyk na 'n paar van die foto's wat mense beleef het.
ek ken nie die stories van elkeen van hierdie persone nie. En ek weet nie wat op daai stadium, daai spesifieke dag in hulle lewe aan die gang was nie. Maar wat ek wel weet is, daar's iets wat ons almal in gemeen het. Ons almal is gemaak, ons almal is gevorm om raak te sien en om raak gesien te word. En is in daai oomblikke wat hulle oorkant hierdie persoon sit, waar hulle voel en ervaar, ek word raak gesien. En dit maak dat daar 'n bepaalde beweging in hulle binneste gebeur het. Dit het hulle beweeg uiteindelik na emosie. Dit sluit aan by hoe God ons gemaak het. Hoe God jou gemaak het. Van kleins af beleef ons hierdie waarheid. Babas wil raak gesien word. Julle wat op die stadium in die ouerkamer sit daar agter sal weet, met kleinkindertjies wil raak gesien word. As 'n baba nie raak gesien word nie, sal 'n babatjie luidkeels laat weet, sien my raak. As klein kinders nie raak gesien word nie, en dis een van die woorde wat jy baie hoor by kinders, is pappa, mamma, kyk. Hulle sal selfs pappa en mamma se gesigte neem en dit draai in hulle rigting, want hulle wil raak gesien word. Tieners, hoërskoolleerders, jong volwassenes, studente wil raak gesien word. Volwassenes wil raak gesien word. Sosioloë praat oor ons kultuur en ons kultuur word deur baie genoem the notification generation. En wat bedoel hulle daarby? Word gekyk en studies word gedoen oor sosiale media. En ons fone, as jy daai kennisgewing kry, daai rooi knoppie en die kennisgewing op een of ander app kry, gebeur daar letterlik iets in jou en my brein. Daai gevoel van iemand stuur 'n boodskap. Iemand sien raak. Weet, navorsers sê vir ons dat daar word in jou brein letterlik dopamien afgeskei. En dis hoekom sosiale media so verslawend raak vir ons. Jy word raak gesien. Alhoewel jy en ek gemaak is met hierdie behoefte om te sien en om raak gesien te word, is daar so baie mense wat beleef, hulle is onsigbaar. As ek dink aan ons skole, in ons laerskole, in ons hoërskole, en hier sit soveel onderwysers en skoolhoofde ook hier. In ons skole is daar leerders wat voel, hulle word nie raak gesien nie. Jy kan in 'n klaskamer wees met 20, 30 ander om jou. Jy kan in 'n groot skool wees en voel, jy is onsigbaar. Maar dis nie net in ons skole nie. In ons dorp is daar mense wat onsigbaar voel. Dit kan gebeur in jou werkplek, dat jy selfs in jou kantoor, in jou afdeling voel, maar mense sien nie raak nie. Sien hulle die moeite wat ek doen, die harde werk wat ek insit. Jy kan vanoggend hier sit, en jy kan getroud wees, en jy kan in jou huwelik voel, jy word nie raak gesien nie. Ons kan in 'n gemeente wees. Ons kan in 'n vol teater wees, week vir week, en ek kan vir jou voel, ek is 'n deel van 'n groot gemeente, maar ek voel onsigbaar in hierdie gemeente. En ek wil jou nooi, as jy deel van Kruikgemeente is, asseblief, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, as jy gebed nodig het, as jy moet hospitaal toe gaan, laat weet ons kerkkantoor, op ons app is daar 'n skakel, asseblief, stuur 'n boodskap, sê bid saam met my, kom besoek my, moenie voel, jy word nie raak gesien nie.
En nou kom Paulus en hy skryf vir mense soos jy en ek wat hierdie behoefte het om te sien, raak gesien te word in hierdie finale hoofstuk van Kolossense. En hy sê hier's 'n paar name wat ek vir julle wil noem. Hierdie groepfoto, hier's 'n groep mense wat baie keer agter die skerms werk en wat min mense raak sien. En ek wil jou nooi om hulle raak te sien. Nou Paulus noem in hierdie gedeelte 10 name. Ons gaan nie vanoggend kan stil staan by 10 persone nie. Ek gaan probeer om by 3 persone uit te kom. 2 of 3 persone. Kom ons kyk hoe gaan volgende. Maar ek wil jou nooi om, op ons YouTube is daar 'n Kolossense 4 video wat gaan oor al 10 name. As jy nie deel van 'n groep is nie, ons gaan in die groepe dit ook behandel, maar gaan kyk asseblief dit en gaan werk deur hierdie hoofstuk. Kom ons kyk na 'n paar name. Die heel eerste persone wat Paulus ons nooi om raak te sien, is hulle wat nog 'n kans nodig het. Paulus begin en dan noem hy 'n paar name. Hy begin met Tychicus en ons het al gepraat oor Tychicus. Hy is die een wat hierdie brief, inteendeel daar was 2 briewe in sy briewesak wat hy moes aflewer. Kan jy onthou van verlede week? Die brief Filemon en die brief aan die Kolossense. En dan noem hy die naam Onesimus. Ons het verlede week oor Onesimus gepraat. En dan in vers 10 kom hy as volg. Hy sê, Aristarchus, wat hier saam met my gevange sit, stuur vir julle groete. Ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdragte gekry. As hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. Ek wil stil staan vir 'n oomblik by Markus. Wat is die eerste gedagte wat by jou opkom as jy die naam Markus hoor? Ek dink meeste van ons dink aan die evangelieskrywer, Markus. Markus het een van die evangelies geskryf, die tweede een in ons Afrikaanse, in ons Bybel. Hy is eintlik die eerste een wat op skrif gestel is, die Markus evangelie. Maar as jy in die eerste eeu die naam Markus genoem het, sou baie wenkbroue gelig het. Want Markus en Paulus het 'n geskiedenis. Inteendeel, as jy gaan kyk na Markus se lewe, het hy vir so 20 jaar van sy lewe baie droog gemaak. Sy lewe was een groot drama gewees. Hy het 'n reputasie gehad. Baie mense noem hom die Dawid van die Nuwe Testament. En dan verwys hulle nie na die goeie eienskappe van Dawid nie. Hulle verwys na die eienskappe van Dawid wat nie so positief was nie. Nou, kom ek laat jou bietjie in hierdie drama van Markus. So bietjie skindernuus van Markus. In Handelinge lees ons heel eerstens van hom. Daar in Handelinge 13 gaan Paulus en Barnabas op hulle eerste sendingreis. Hierdie was die 2 groot kerkleiers gewees. Barnabas kom na Paulus toe en hy sê vir Paulus, maar kom ons neem my neef saam. Nou, in hierdie gedeelte lees ons dat Markus is Barnabas se neef. Terloops, Paulus het gereeld mense saam met hom geneem op hierdie sendingreise. Dis hoe hy mense ontwikkel het, nuwe leiers ontwikkel het. En dis goed dat wanneer ons in bediening is, dat ons gereeld mense saam met ons sal neem vir opleiding en blootstelling en inbou in mekaar se lewens. Barnabas sê, kan ek my neef saamneem? En hier is Markus saam op hierdie sendingreis. Die sendingreis begin en dit gaan goed. Hulle bedien mense, hulle sien hoe mense tot bekering kom. Hulle sien hoe genesings plaasvind, wondertekens plaasvind en uiteindelik vertrek hulle na Turkye. En toe hier op die kus van Turkye land, toe sê Markus vir hierdie 2 manne, ek wil terug gaan huis toe. Ek sien nie meer kans vir hierdie toer nie. Paulus vat hierdie baie persoonlik. Nou kom ons dink aan ons dag en tyd. Dit sal wees asof ons gaan nou, ons vertrek in Junie maand Mosambiek toe. Ons doen moeite om te beplan vir Mosambiek. Ons bid, ons beplan, ons samel fondse in, ons is gereed, ons groep gaan Mosambiek toe en ons is oor die grens en een van die persone na 'n dag of 2 sê vir ons, ek sien nie meer kans nie, ek wil terug gaan Sekunda toe. Nou ons weet nie wat die rede was hoekom Markus weer wil teruggekom het nie. Ons kan spekuleer, maar Paulus, soos ek gesê het,
vat hierdie persoonlik. In Handelinge 15 vertrek hy en Markus op hulle tweede sendingreis. En Barnabas kom na hom toe en sê vir hom, Paulus, ek wil graag weer my neef saamneem. Wat dink jy is Paulus se reaksie? Paulus sê, daar's nie 'n kans nie. Praat jy van daai Johannes Markus, wat ons laas keer saam geneem het? Daai ou wat ons in die steek gelaat het in Turkye. Ek sien nie kans om hom weer op 'n toer saam te neem. Hy's nie welkom nie. Ek wil hom nie sien nie. Ek wil niks met hom te doen hê nie. En hier is 'n interessante reaksie in Handelinge 15. Die Bybel sê vir ons dat Paulus en Barnabas het so verskil oor moet hulle vir Markus saamneem, nie saamneem nie, dat hulle paaie uiteindelik geskei het. Daar vind skeiding plaas tussen hierdie twee groot kerkleiers. Ons kan soms seer kry in die kerk, deur wat mense sê en mense doen. Maar, ons sien, Markus se storie eindig nie daar nie. Uiteindelik lees ons, en ek weet nie of jy kan onthou wat is die laaste brief van Paulus nie. Dis 2 Timoteus. In 2 Timoteus kom Paulus, hy is aan die einde van sy lewe, en hy sê die volgende, hy sê, gaan haal vir Markus, en bring hom saam met jou, want hy kan vir my tot groot diens wees. So iets het gebeur intussen, daar het herstel plaasgevind. Markus se storie eindig nie daar waar hy vir Paulus in die steek laat nie. Markus kry nog 'n kans. Hy beweeg van 'n plek waar hy onbruikbaar was, na 'n plek waar Paulus teen die einde van sy lewe sê, maar bring hom. Hy kan vir my baie bruikbaar wees. Wat het gebeur? Uiteindelik daar in Rome, waar Paulus aan die einde van sy lewe in gevange geneem is, sterf Paulus. Maar is hier in Rome waar Markus, die groot kerkleier, Petrus ontmoet. En Markus begin te werk saam met Petrus. En dis hier waar hy, nou kan jy dink dat jy eerstehands saam met Petrus kan sit. Dis hier waar Markus sit, en ek sien in my gedagtes hoe Petrus bedien, hoe Petrus spreek, en hoe Markus in die gehoor sit, en hy notas maak, hy skryf neer. Hy dink, hierdie is goed, hy skryf neer, ek moet alles dokumenteer. In die aande kry hy kans om saam met Petrus te sit om 'n vuur, en hy sê vir hom, Petrus, vertel my van daai eerstehandse ervarings van jou. Vertel my van daai keer waar jy en 2 van die ander disippels saam met Jesus op die berg van verheerliking was. Wat het julle ervaar? Petrus vertel vir my daai keer, toe julle in daai tienermeisie se kamer ingestap het, die meisie wat gesterf het, en sy haar hand, Jesus haar hand in sy hand neem, en hy vir haar bid, en sy opstaan uit die dood. Vertel my toe Jesus jou skoonma gesond gemaak het, Petrus, is dit regtig die rede hoekom jy vir Jesus verloon het? Omdat hy jou skoonma gesond gemaak het. Petrus vertel vir my van daai keer toe jy op die water geloop het. En Markus skryf neer. En daar ontwikkel 'n dringendheid in Markus, waar hy sê, maar meer mense moet hiervan weet. Meer mense moet hiervan hoor. En met die sterfte van Petrus, dis asof Petrus die aflosstokkie vir Markus aangee. En Markus staan met daai aflosstokkie in sy hand. En hierdie keer gaan hy nie weghardloop soos die keer op die kus in Turkye nie. Maar hierdie keer doen hy baanbrekerswerk. Hy sit 'n evangelie op skrif. Daar was nog nooit so iets soos 'n evangelie nie. Baanbrekerswerk. Hy word een van die enigste 4 persone wat 'n evangelie op skrif stel. Markus kry nog 'n kans. En nou kom Paulus in hierdie brief wat ons in ons hande het. En hy kom skets vir ons 'n groep foto. En hy sê, maar sien die mense raak. Sien hulle raak wat nog 'n kans nodig het. En ek wil jou vanoggend uitnooi, is daar iemand in jou lewe en in my lewe wat nog 'n kans nodig het?
Ek dink daai kere wat ons droog maak, daai verleenthede van ons lewe, plaas ons baie keer op 'n plek waar ek voel, ek wil nie raak gesien word nie. Ek wil onsigbaar wees. Baie keer is daar mense in ons lewe wat foute maak en wat dalk self seer maak. Dit wat Paulus ervaar het. En vir ons raak hulle onsigbaar. Ek wil afskryf. Maar Kolossense 4 met hierdie groepfoto kom en heel eerstens kom nooi ons om te sê, maar wie is daar wat jy en ek nodig het om nog 'n kans te gee soos 'n Markus? Het jy nog 'n kans nodig? Sit jy vandag hier en jy's desperaat vir nog 'n kans? Kan jy vanoggend hoor? Daar's iemand wat jou raak sien. Daar's iemand wat vir jou nog 'n kans wil gee. Dis hoekom Christus sy lewe vir ons kom gee. Daar's 'n tweede persoon in hierdie groepfoto wat ek wil uitlig en dis in vers 14. Vers 14 lees ons Lukas die dokter wat ek baie lief het en Demas stuur vir jou groete. Nou weer eens Lukas. Lukas ken ons as ook die skrywer van die evangelie, die een wat die evangelie ook op skrif gestel het. Maar dis nie die enigste boek wat hy skryf nie. Daar's 'n tweede volume wat hy ook geskryf het en ek dink min van ons besef dat Lukas het ook Handelinge geskryf. In terme van volume is Lukas die grootste skrywer van die Nuwe Testament. 52 hoofstukke wat hy op skrif stel. En Lukas kom en hy is ook een van hierdie persone wat so amper op die agtergrond groot werk, baanbrekerswerk doen in die koninkryk van God. Hy is die enigste Bybelskrywer, Nuwe Testament skrywer wat nie 'n Jood is nie. Hy is 'n Griek. Nou die eerste eeu, kan jy onthou hoe Jode die wêreld gesien het? Jode het basies gesien die wêreld verdeel in twee groepe mense. Daar's ons en daar's hulle. En Lukas was nie deel van hierdie groep wat gesê het ons nie. Hy was deel van hulle, want hy was nie 'n Jood nie. Nou kan jy dink die godsbegrip waarmee hierdie man geleef het, van God sien my nie regtig raak nie, want ek is nie deel van hulle nie. Dan lees ons hoe Lukas tot bekering kom. Lukas leer ken vir Jesus Christus en hy raak deel van 'n nuwe geloofsfamilie. Hierdie is groot. In God se nuwe geloofsfamilie is daar nie ons en hulle nie, daar's net ons. En dan lees jy hoe hierdie man skryf. Hy skryf die Lukas Evangelie, hy skryf Handelinge en hier vanaf Handelinge 16 begin hy die woord ons te gebruik. Hy begin saam met Paulus te reis op Paulus se sendingreise. Lukas was 'n dokter gewees. En Lukas kom met hierdie ervaring uit die mediese wêreld, hierdie ervaring van menswees, die opleiding wat hy het, die persoonlikheid wat hy het, die gawes wat die Here vir hom gegee het, die natuurlike vermoëns, en hy word iemand wat met al hierdie ekspertise kom en die koninkryk uit te bou. Moenie onderskat wat die Here deur jou wil doen nie. Ons almal is in die voltydse bediening. In die koninkryk van God is daar nie 'n voltydse en 'n deeltydse bediening nie. Ons almal, as jy vanoggend hier sit en jy is in die mediese veld, jy's 'n onderwyser, jy's 'n ingenieur, jy's 'n rekenmeester, wat ook al terrein jy in werk, jy word geroep vir die voltydse bediening. En nou kom hierdie dokter en hy kom en hy gebruik dit wat die Here hom in gevorm het en sy agtergrond en hy kom by die koninkryk uit. Ons kom sien dit as in die begin van die Lukas Evangelie lees, kom sien jy hoe die gawes wat die Here vir hom gegee het kom deurskemer. Hy's 'n man wat lief is vir detail.
En as hy die evangelie begin en sê, ek het detail gegee aan navorsing. Hier is soveel van ons wat hou van navorsing, wat hou daarvan om te leer. Dit is 'n gawe wat die Here vir jou gegee het, wat hy wil gebruik tot sy eer en die uitbou van sy koninkryk. En daarom kom Lukas in die Lukas evangelie en in die Handelinge en hy kom en hy gee soveel detail aan datums, plekke, name. Maar hy is een van hierdie persone wat nie net in die agtergrond werk nie, maar wat lojaal kom werk saam met Paulus. Ek het genoem van die laaste brief van Paulus, 2 Timoteus. Dis in die laaste brief van Paulus waar hy Lukas se naam noem en hy sê, net Lukas, sê in daai skrifgedeelte 2 Timoteus 4 vers 11, is by my. Wat 'n mooi prentjie. Hierdie loyale vriend, wat begin reis saam met hom, en eindtyd saam met hom is, tot aan die einde van sy lewe. En daarom kom Kolossense 4, en hy kom roep jou en my ook, om te sê, maar wie is daai loyale mense in ons lewens? Dalk is daar 'n loyale vriend of vriendin, wat ook so agter die skerms, daai standvastige een is in jou lewe. Kan ons nie hierdie week moeite maak, om daai persone, daai loyale vriende en vriendinne in ons lewe te eer nie. Stuur 'n boodskap. Kom by daai persoon uit. Maar saam met dit word ons genooi, hier is die uitnodiging van Kolossense 4, om daai loyale vriend en vriendin ook vir iemand te kan wees. Sien raak. Ons tyd is op en ek wil graag stil staan, kom ek doen nog een persoon. Een van die name wat genoem word in vers 12 tot 13, en ek dink ons moet by hom stil staan, hy is die een wat hierdie gemeente geplant het, Epaphras. En ek wil dit sommer noem, sien die raak wat agter die skerms werk. Epaphras, wat een van julle is, sê Paulus, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle, dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Ek kan van hom getuig, dat hy baie vir julle, as ook vir die gelowiges in Laodicea en Hierapolis goed gedoen het. Nou, Epaphras, hy is die stigter van hierdie gemeente, die leier van hierdie gemeente. En nou lees mense hierdie gedeelte en vra, maar wat maak die leier van die gemeente nou by Paulus? Hoekom is hy nie by die gemeente nie? Maar die moeite wat Epaphras gedoen het, om by Paulus uit te kom, wat in die gevangenis sit. Hoekom doen hy dit? Want ons uitdagings wat hy beleef in die Kolosse gemeente. Hy is lief vir hierdie gemeente. En daarom vat hy sy bagasie en hy is bereid om te reis. En in Maart maand het ek bietjie in daai wêreld gaan stap in die voetspore van Paulus. Dis nie maklike roetes nie. Daar's berge, dis nie net mynhope nie, dis berge wat hy moes oorstap om by Paulus uit te kom, waar Paulus in die gevangenis is. Dis moeite wat hy doen om by die man uit te kom, want hy's lief vir sy gemeente. En is daar by Paulus waar hy vir Paulus sê, hier is die uitdagings waarmee Kolosse sit. En Paulus hou hierdie man dop, Epaphras, en die een ding wat hy sien, waarmee Epaphras die heeltyd besig is hy's besig om te bid vir die gemeente. Die skrif sê vir ons, hy het altyd ernstig gebid. En daai woord, die Griekse woord wat hy gebruik vir altyd ernstig bid, daai ernstig bid, kan vergelyk word met of 'n soldaat, wat in 'n oorlogssituasie is, en wat beklei vir lewe en dood. Of 'n atleet, wat alles insit, om hierdie prys te kan wen. En dis wat Epaphras besig is om te doen vir hierdie gemeente. Agter die skerms. En ek wil jou nooi, en dis waarna hierdie groepfoto ons ook nooi, wie is die mense in ons lewens, wat baie keer daai harde werk doen, agter die skerms, waarvan niemand weet nie. Kom ons sê vir hulle dankie, kom ons eer hulle. Maar kom ek wees ook die een wat agter die skerms harde werk doen, tot die uitbou van God se koninkryk. As ek dink aan 'n Epaphras, en ek sluit af hiermee, dan dink ek aan 'n evangelis met die naam van Rodney Smith. Hy het 'n bynaam gehad, Gypsy. Hy het in die 1800s geleef.
En Rodney Smith, as jy van hom gaan lees, dan hoor jy en jy lees dat hy het in sy leeftyd letterlik miljoene mense bedien met die goeie nuus van Jesus Christus. En hy het hard gewerk. In sy leeftyd het hy soveel herlewings beleef reg oor die wêreld. En op 'n keer het daar iemand na hom toe gekom en vir hom gesê, jy het al hierdie ervaring van herlewings reg oor die wêreld. Jy sien dit gebeur. Ons het 'n honger vir herlewing in ons dorp. Ons het 'n honger vir herlewing in ons gemeente. Kan ek jou gou vra vanoggend? Het jy 'n honger vir herlewing in Secunda? Het jy 'n honger vir herlewing in Suid-Afrika, in die plek waar jy bly? Het jy 'n honger vir herlewing in hierdie gemeente? En hierdie groep mense sit met hierdie evangelis en sê vir hom, maar wat is jou geheim? Hoe kan ons 'n herlewing beleef? En hier's wat Rodney sê. Hy sê vir hulle, gaan huis toe. Gaan huis toe en vat 'n bordkruit. En trek 'n sirkel op die grond met daai bordkruit. En dan tree jy binne daai bordkruit, gaan staan in die middel van daai sirkel en gaan bid met alles in jou dat die Here herlewing sal bring vir die een wat in daai sirkel staan. In daai een se lewe, met ander woorde, jou eie lewe. Jy en ek lewe in 'n wêreld waar ons gemaak is om te sien en ook om raak te sien. En ons word genooi vanoggend om te kyk en te sien. Wie is die mense wat 'n tweede kans nodig het in jou lewe? Wie is daai loyale vriend of vriendin wie jy nodig het om raak te sien? Wie is die een wat daai harde werk doen agter die skerms? Paulus sluit hierdie brief af. En ek wil graag vir ons die laaste woorde lees. Vers 18 skryf Paulus en hy sê, nou skrywe ek met my eie hand. Groete, Paulus. Dink aan my waar ek hier gevange sit. Die genade sal by julle wees. Paulus begin nie net hierdie brief met genade nie, maar hy eindig ook hierdie brief met genade. Wat daarvan as ons alles wat ons aanpak in ons lewe kan begin en eindig met genade. Kom ons sluit ons oor en bid ek vir ons saam. Here, dankie dat ons as 'n gemeente hierdie paar weke nie net kon lees en hoor oor die opstanding van Jesus nie, maar dat ons opstanding in ons hele menswees kan ervaar. Mag ons mense wees wat die opgestane lewe elke dag, elke oomblik leef. Here, dankie dat U vir ons oë gegee het om te kan sien. En ek bid, Here, dat ons nie net mense sal wees as ons hierdie gawe het om te kan sien nie, dat ons nie net sal kan sien nie, maar dat ons sal kan raak sien. Kan raak leef, selfs ons wat fisies nie kan sien nie. Mag ons hulle sien wat nog 'n kans nodig het. Mag ons hulle sien wat daai loyale, standvaste vriende in ons lewe is. Mag ons ook hulle sien wat agter die skerms leef en werk tot die uitbou van U koninkryk. Dankie Here dat die opstanding in en deur ons lewens vorm. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen.